Eendag lank gelede bel 'n Akska lid my van Aldorein af en sê vir my, luister, ek het 'n probleem. My bure word geteiken om volgende Woensdagoggend in die oggendure beroof te word met 'n gewapende roof. Kan ek hulle gaan waarsku? Sê ja, dit is hartseer dat dit gebeur, maar ongelukkig kan jy hulle nie gaan waarsku nie. Daar's 'n paar redes. 1. Jy gaan hulle waarsku en hulle gaan 'n saak by die polisie teen jou maak en jou aankla vir panieksaai. Daai ding het ek nou al baie beleef. Die tweede ding is, hulle gaan skielik sien die dood is op pad, baie weerbaar raak, oplettend raak en voorbereid raak. Die aanvallers gaan dit raak sien en dan gaan niks gebeur nie. En dan gaan hulle sê, jy het vir hulle stories vertel wanneer dit niks gebeur. En dit is vir ons baie nadelig. Jy kan nie dit doen nie. Maar sy is 'n vrou en vrouens gewoonlik stel nie regtig belang in wat jy vir hulle sê nie. Hulle gaan self besluit, so sy gaan waarsku toe nou die bure. Maar die bure sê vir haar, ontspan. Ons is positiewe mense. En wanneer jy aan positiewe goed dink, kom positiewe goed na jou toe. Moenie eers met ons kom met hierdie storie nie. Want daar sal niks met ons gebeur nie, want ons dink positiewe goed. Nou daai volgende Woensdagoggend 4:30 bel sy my. Sy sê jy was 'n skote hier agter gewees, die polisie en die ambulans is nou daar. Kan ek gaan kyk wat gebeur het? Ek sê nou bly jy daar weg. Want as jy nou daar aankom, gaan hulle onthou jy was daar en dan gaan jy aangekla word vir medepligtigheid. Want hoe kon jy voor die tyd daarvan geweet het? Dit is die probleem wat ons het met ons vermoë om vooraf kennis te hê. En dit is wat ons vanmôre gaan praat. Goed wat fisies gebeur 2 weke voor 'n aanval. 2 weke en minder. Die eerste ding wat gebeur is, 'n werker verdwyn sonder rede. Partykeer is dit 'n goeie werker wat geïntimideer word. Hy kan jy nie waarsku nie, want jy babbel oor alles wat jy hoor en sien, en hy raak iewers weg, want hy wil nie daar wees wanneer dit gebeur nie. Maar aan die ander kant kan dit 'n werker wees wat dit gereël het en deel van sy alibi gaan wees om nie daar te wees nie. Want dan kan niemand sê hy het dit gereël nie. So jy weet nie regtig nie, maar die werker raak net weg sonder enige vroeë waarskuwing. Partykeer is dit in die middel van die maand, hy wil nie eers sy geld hê nie, hy gaan net. Of hy raak net weg. Kom ook nie terug om sy geld te soek nie. Dit is vir jou 'n teken dat iets op pad is. Kyk nou hierdie blokkies, ek het mos nou vir julle verduidelik hoe werk dit. Jy sit jou kamera op 'n blokkie, dan gaan op jou kamera skerm 'n dingetjie opkom waarop jy tik, dan vat dit jou na die YouTube adres toe. Maar daar is ook die YouTube adres, as jy dit nie kan doen nie, wat jy kan uittik, om te luister na onderhoude wat gemaak is met hierdie moordenaars. Net om vir jou te wys hoe maklik 'n moord gereël kan word. En niemand is gevrywaar daarvan. Nie eens met jou goeie gedagtes nie. Vreemde mense wat jou werf van 'n abnormale rigting betree. Jy konfronteer hom en sê, hey, wat soek jy? Sê, oh, sorry, jammer, ek het bietjie verdwaal. Ek is op pad Kuruman toe, maar hy is nou in Hermanus. En jy is glad nie eens op die roete nie. Of hy is op soek na iemand en hy noem die mense vir wie hy wil gaan werk, maar jy ken nie eers so iemand in die buurt. 'n Kenmerkende ding wat jy van hierdie ou gaan optel, is die plek waar jy hom gaan sien, gaan aan jou tuin se kant wees, waar jou hoofslaapkamervenster is. Wat hy doen is, hy kom in die dag in, om deur die oop gordyne te kyk waar die bed staan. En dit is vir 'n aanval waar hulle jou deur die venster wil skiet in die nag wanneer jy slaap. Wat dan gebeur is, wat 'n depree gewees by Setplagoli, Stella, ek kan nie nou mooi onthou net daar rond, maar dit sal nie. Hy het in die middag na werk, as ek reg onthou, het hy eers gaan stort en hulle wou hom skiet. So hulle het geweet as hy inkom van die werk af, van buite af, dan gaan hy nou eers stort in die middag. En toe het hulle, is dit altyd 2 by 'n aanval by 'n ruit. Een gaan jy kry mos partykeer hierdie gas vir die muskiete. Een gaan die gas oplig, saggies, maar dit dalk. Dan gaan hy met 'n stok of iets die gordyn stadig wegtrek totdat die een met die pistool kan deursien. En wanneer hy kan sien, skiet hy.
So daar's 'n paar goed wat moet gebeur. Een, dan moet 'n ruit oop wees. Die gordyne kan toe wees, maar een sal die gordyne manipuleer en sig gee waardeur die ou wat die skietwerk doen kan skiet. Ek dink hulle het die pre misgeskiet, ek kan nie onthou nie. Dit is die rede waarom hy van 'n verkeerde kant af, slaapkamerkant, 'n slaapkamervensterkant inkom op jou werf. So wanneer jy dit sien, weet jy, okay, hier is 'n finale verkenning wat binne die laaste 2 weke plaasvind, om te sien waar jou bed binne in die huis is. So hele klomp teenplanne daarvoor. Dit help nie jy gaan polisie toe nie, want hulle gaan sê jy lieg. Wat jy alles soek bewyse. Wat is dit nou? Maar dit is eintlik baie maklik om dit vir hulle onmoontlik te maak om jy dan te skiet in die bed. Sonder dat jy nodig het om te skiet of paniekerig te raak of vreesagtig te raak, sê dit bitter maklik. Sleutels wat wegraak. Belangrike huissleutels, soms klein-sleutels wat wegraak en dan weer op 'n onverklaarbare manier terugkom. En skielik op 'n plek lê waar jy weet jy het gesoek, maar nou is dit skielik weer terug. Wanneer sleutels wegraak en weer terugkom, moet jy weet daar's definitiewe beplanning, iemand het duplikate van jou sleutels gemaak en iemand gaan toegang kry na jou huis toe of waarvoor daai sleutels ook al was. Selfs met afstandbeheere wat skielik wegraak van hekke en deure en dan weer terugkom, want dit is gebruik om ander afstandbeheere te kloon. So wanneer die goed weggeraak het en terugkom, is dit tyd om slotte te verander. Op plase gaan jou werkers partykeer kla dat iemand hulle kos steel. Wanneer hulle by die werk is daar iemand wat hulle kos steel. Of in die winter, hulle komberse steel. Die rede hoekom daai kos of komberse gesteel word, dis misdadigers vir kenners wat besig is om 'n aanval of die geleentheid vir 'n aanval te ondersoek. Hulle bly in die veld, hulle is honger, want daar is niemand wat vir hulle kos bring nie. En hulle kry koud. Dan gaan steel hulle die werkers se kos, nie noodwendig op die plaas waar die aanval beplan word nie, op 'n ander plaas. Om die aandag soontoe af te trek en hulle kan dan eet en bietjie warmer slaap terwyl hulle besig is met hulle verkenning. So wanneer daai tipe goed gebeur, moet dit gerapporteer word, sodat al die boere in die omgewing bewus raak dat daar heel moontlik 'n verkenning besig is om plaas te vind op een van die huise binne 5 tot 8 km van die punt waar die kos gesteel is. Goed, dit is maar nou weer die goed wat 4 weke voor die tyd gebeur. Ons sal volgende keer praat oor die insidente wat plaasvind 'n dag voor die tyd. Goed wat gebeur 'n dag voor 'n aanval en ons laaste enetjie rondom hierdie onderwerp sal dan wees goed wat gebeur minute voor 'n aanval. Ek sal na daai gedeelte, sal ek gou die gedeelte oor geloof of werklikheid sal ek gou met julle deel. Maar ek is bly hierdie video is nie te lank nie. Dankie.